Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saam luister en kyk. Ons gaan nou hierdie week voort met ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Weet julle, dit is net so wonderlik. God se woord is genoegsaam om ons te lei in 'n verhouding in Christus in. En in hierdie verhouding is ons in 'n verhouding waar ons die Here net al hoe meer en meer leer ken. En daaroor kon ons meer leer in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 tot 7. En weet julle, daar is niks so goed soos om die Here te ken. Die Here regtig in 'n verhouding te ken. Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, en laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Nou, wanneer jy jou beroem, dan is dit 'n manier om te sê ek spot. Dis 'n manier om te sê daardie ding, daardie wysheid waarna ek my beroem, is die ding in my lewe wat my lewe volmaak. Dit gee my blydskap. Dit is daardie ding in jou lewe wat jou laat lewe, wat jy laat voortgaan. Ek bedoel, dit wat jy trots is dit wat maak dat jy net blydskap het, wat maak dat jy krag kry in jou lewe om te lewe. Nou sê die Here in Jeremia, hoofstuk 9 vers 23 tot 24, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom beroem hierop, dat hy my ken. Daar's die ding in jou lewe wat vir jou werklike trots gee, daar's die ding in jou lewe wat vir jou werklike blydskap gee, daar's die ding in jou lewe wat jy net regtig laat lewe. Dit is so anders as in die wêreld nie. In die wêreld lewe ons met, ek roem op my intellek, my wysheid, ek roem op my loopbaan en my rykdom, ek roem op my wonderlike vakansies en my kinders, ek roem op my sportprestasies, my nuwe huis. Mens kan dit nogals, baie sien mens dit op jou WhatsApp status nie. Die dinge waaroor 'n mens roem, nou, dit is verseker, ek dink nie verkeerd om trots te wees in dit wat jou kinders doen, of so iets nie. Ek dink veral nogals in mense kinders, mense is bly as jou kinders iets reg kry in die lewe, nie. Maar, hier is die probleem. Wanneer jy jou beroem op hierdie dinge, wanneer hierdie dinge die roem in jou lewe word, die oorsaak van trots wees, die oorsaak van blydskap wees, dan is dit so leeg. Dit is so leeg, want al die dinge kan eensklaps verby. Dit is soveel meer as 'n intellek, as jou sportprestaties, noem maar op. En om God is bevry, lewensverandering, dis vernuwend. Dit is wonderlik. Maar juist daarom is dit so belangrik dat ons God al meer sal ken vanuit sy woord openbaar. En dan as jy God so leer ken, dan borrel dit natuurlik in jou, nee? Jy praat, jy bely die God, en ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 is so 'n belydenis van Jesus se gelowige gemeente. Ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, wys, regverdig, goed. En hier is net die wonderlike goed wat hier geskryf staan, en wanneer ons in die Here se woord ingaan, en jy sien wat dit beteken regtig, kom mens uit agter, en hierdie God van ons te ken is, wow, dit is so goed. Nou verlede week het ons gefokus op God is enig. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Ons het verlede week gefokus op God is enig. En dit sê, God is die enigste God. En hierdie waarheid is net so radikaal, dit bevry jou uit die slawerny van, ek is God. My politieke ideologie is die ding wat vir my, die God in my lewe is, wat my dryf, en wat vir my hierdie roem in my lewe gee, of die bevry jou van die idee van, die staat is God, of die skepping is God, en net hierdie goed in die skepping wat jy aanbid, of
daar is hierdie noodlot, wat my lewe beheer, maar ek weet nie eintlik wat op aarde dit is nie, of dit bevry jou uit die idee van 'n gecompartimentaliseerde soort lewe waar elke kompartement eintlik sy eie God het, of hier is 'n eredienskompartement en daar pas God in, maar die res van die kompartemente van my lewe is daar uiteindelik iets anders wat in beheer is. Die idee, die waarheid dat God die enigste God is, bevry jou ook uit die idee van relativisme, waar elkeen sy eie waarheid het en elkeen sy eie wet het, want nee, die enigste God is ook die enigste wetgewer. En dit is net wonderlik, as ons bevry word uit hierdie leuns uit hierdie slavernye uit van ek is God, my politieke ideologie is God, of die staat is God, of die skepping is God, want wanneer God jou enigste God is, dan is dit net so wonderlik. Sy woord word jou enigste woord, sy beheer word nie maar net 'n noodlot nie, nee, dit is hierdie wonderlike God wat jou God is, en hy het jou lief, en jy wil vir hom begin lewe. Dit is 'n lewe wat werklik sinvol is. Nou dis waar ons verlede week was. God is enig, hy is die enigste God, en is radikaal bevrydend, dit bevry jou uit al die leuns uit, bevry jou uit hierdie leuns wat jou in slawerny vashou. Nou wil ons hierdie week verder ingaan op God is enkelvoudig. Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Nou, net soos die waarheid dat die Here enig is, die enigste God is, kom die waarheid dat die Here enkelvoudig is ook uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Binne daar enig lê die werklikheid dat hy die enigste God is, maar ook die werklikheid dat hy 'n enkelvoudige God is. Nou is die vraag, wat beteken dit as die Here enkelvoudig is? En hoe raak dit jou lewe? Nou kom ons gaan nou dieper hierop in. Wanneer God enkelvoudig is, dan beteken dit, is nie 'n samestelling. As ons sê hy is 'n samestelling, dan is God amper soos 'n groot legkaart. En al sy eienskappe is blokkies in hierdie legkaart. En as jy dit nou alles bymekaar pak, dan kan ons uiteindelik sê, die optelsom van al hierdie legkaartdele of legkaartblokkies maak die geheel prentjie wat ons dan God noem. Met ander woorde, God is liefde, God is heilig, God is jaloers en so aan. En as jy al hierdie goed bymekaar sit, dan het jy uiteindelik God. Nou dit is nie hoe God is nie. God word nie saamgestel nie. God word nie opgebou uit al sy dele nie. Nee, God is een. God is een. Hy is enkelvoudig en al sy eienskappe is hy gelyk. God is nie 'n samestelling van sy dele nie, maar elke eienskap is volkome God self. Hy is eenvoudig en ondeelbaar in sy wese. Nou sien ons dit byvoorbeeld, as ons in die skrif ingaan, en God openbaar homself as God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8. Met ander woorde, sy hele totale wese is liefde, nie net 'n deel van hom nie, sy totale wese is liefde. Tegelykertyd is God ook lig, of heilig, 1 Johannes 1 vers 5. Met ander woorde, God se totale wese is heilig en is liefde. Exodus 20 vers 5 sê God is jaloers. Met ander woorde, sy hele wese is jaloers, nie net 'n deel van hom nie. Hy bestaan nie uit liefde en dan sit ons ook lig by of heiligheid by en jaloers en so bou ons God op nie. Nee, hy is dit. God is 'n verterende vuur, Deuteronomium 4 vers 24. Hy is liefde, hy is lig, hy is jaloers, 'n verterende vuur. God is barmhartig, Deuteronomium 4 vers 31. God is genadig, Tweede Kronieke 30 vers 9 en nog baie ander plekke nie. God is regverdig, Psalm 7 vers 12. So, wat sien ons hier? Want ons sien God, sy hele wese is liefde, maar tegelykertyd ook heilig, jaloers, verterende vuur, barmhartig, genadig, regverdig. God is enkelvoudig. Dit beteken nie saamgestel nie. Hy is al sy eienskappe tegelyk. God is nie saamgestel en opgebou uit sy eienskappe. Dit is baie belangrik dat ons dit moet raak sien. Dis die vraag, ons weet dit nou, maar
wat beteken dit vir ons prakties? God is enkelvoudig. Wat beteken dit prakties? Nou as God enkelvoudig is, dan beleef jy hom 100%. Hoekom sê ons so? Kom ons vat die voorbeeld van liefde nou. As God liefde is, kom ons gaan net weer terug na daai vorige skyfie van ons, as God liefde is, en hy is heilig, en hy is jaloers, en hy is verterende vuur, en barmhartig, en genadig, en regverdig, is 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nou, daar's natuurlik baie eienskappe, maar nou kan ons sê, goed, kom ons vat 100% en deel hom deur 7 of deur 5, of wat ook al, en dan kan ons sê, elke eienskap is byvoorbeeld 20%. So, wanneer God jou lief het, dan kry jy 20% van God. Nee, dit is nie so nie. As God enkelvoudig is, dan beleef jy die volheid van die godheid as hy jou lief het. Jy beleef die volheid van die godheid as hy regverdig is. Jy beleef die volheid van die godheid as hy genadig is. Dit is wat dit vir jou prakties begin inhou. As God enkelvoudig is, dan is hy ook altyd dieselfde. Byvoorbeeld, hy is nie in die Ou Testament 'n verterende vuur, die kwaai God, en in die Nuwe Testament 'n liefdevolle Vader nie. Nee. Hy is in die Ou Testament 'n verterende vuur en 'n liefdevolle Vader, en hy is in die Nuwe Testament presies dieselfde, want hy is altyd God, hy is 'n enkelvoudige God. Hy is altyd soos wat hy is. Nog iets. As ek as gelowige kan dan weet, as God enkelvoudig is en dan altyd dieselfde, dan kan ek as gelowige weet, ook as ek God se tugtiging beleef, dat sy liefde ook daarin is. Want God is altyd enkelvoudig. Hy kan nie net 'n tugtende God wees wat ontevrede met my is nie. Nee, hy is ook liefdevol. En lief vir my daar binne, en daarom kan ek weet en sê met Psalm 19 vers 75, ek weet dat u oordeele regverdig is, want God is 'n regverdige God. En dat u my uit getrouheid verdruk het. Sien julle daar goed? God is regverdig en getrou. Toe ek verdrukking beleef het, God se tugtiging, omdat hy regverdig is, kan ek ook weet, dit was sy getrouheid wat ek beleef. Ek kan ook weet, ek het sy liefde beleef. Want God is enkelvoudig. Ek kan nie net sy liefde beleef, of net sy getrouheid beleef nie. Ek beleef beide. Ek kan nie net sy tugtiging beleef, en nie ook liefde nie. Nee, dit is beide. Ons kyk 'n bietjie nog, hoe raak hierdie waarheid van God wat enkelvoudig is ons prakties. As God enkelvoudig is, dan kan ons nie een van sy eienskappe verabsoluteer nie. So baie maal kry ons dit. Ons verabsoluteer God se liefde, of ons verabsoluteer God se heiligheid. God is liefde en God is heilig, maar baie maal verander ons dit. En ons sit al die klem op God se liefde, dan word dit eintlik liefde is God. Of ons sit weer al die klem op God se heiligheid. En dan is dit heiligheid is God. Maar dit is nie hoe God is nie. God is liefde, God is heilig. Weet julle, wanneer ons werk met hierdie verabsolutering van sy eienskappe, en dus sy enkelvoudigheid vergeet, dan maak ons eintlik ons eie afgod. Dan het ons regtig nie meer te doen met God nie. God is enkelvoudig en daarom is God liefde, God is lig, God is jaloers, God is die verterende vuur, God is regverdig, God is barmhartig. God is al sy eienskappe gelyk, dus ons kan nooit een van sy eienskappe verabsoluteer nie. Wanneer jy dit doen, het jy nie meer te doen met God nie, maar jou eie uitgedinkte afgod. Nou, hierdie het baie sterk implikasies vir ons gesin byvoorbeeld. Jou eie huisgesin en jou kinderopvoeding. In jou kinderopvoeding moet jy God aan jou kinders toe uitleef. Nou, wanneer jy die liefde van God verabsoluteer en nie ook fokus op God se regverdigheid en sy heiligheid, wat leer jy jou kinders? Dan leer jy jou kinders dat alles kan maar gaan. In plaas van dat ons moet werk met, as jy God lief het, dan moet jy sy gebooie bewaar. En as God jou lief het, moet jy weet, hy gaan nie alles toelaat nie. Hy gaan ook 'n tugtende God wees oor daar waar jy verkeerd is. Ons moet God se enkelvoudigheid na ons kinders toe deurleef, uitleef, en as ons met hulle werk,
dit altyd in gedagte hou. God is enkelvoudig, 'n God van liefde, 'n God wat heilig is, 'n God wat regverdig is, 'n God wat barmhartig is, 'n God wat 'n verterende vuur is. Daardie volheid van wie God is, moet ons na ons kinders toe deurleef en hulle daarin opvoed. Dit het ook implikasies vir ons kerkwees, vir ons gemeentewees. Dit sê dat God se gemeente is die mense wat sy liefde beleef. Maar dit is ook die mense wat saam met 'n heilige God leef. In verhouding met 'n heilige God leef. Want God, as jy in verhouding met God leef, leef jy nie net in verhouding met 'n God wat liefde is nie, jy leef ook in 'n verhouding met 'n God wat heilig is. Dit moet reflekteer in ons kerkwees. Waarom kan ons in ons kerkwees nie maar net enigiets toelaat nie? Daar moet goeders wees soos tug. Daar moet ook toesig wees deur ouderlinge wat sê, hoor hierso, wanneer jy in verhouding met God is, dan beteken dit ook dat daar heiligheid in jou lewe moet wees, en ons kan nie maar net alles toelaat nie, want God is nie net 'n God van liefde nie, nee, God is ook 'n God van heiligheid. Kom ons kyk 'n bietjie nog wat dit vir ons prakties inhou as God enkelvoudig is. As God enkelvoudig is, dan kort hy ook niks nie. God is 100% liefde. So God is nie net 'n 30% liefde en dan is die ander skyfie van God weer 30% heiligheid of so iets nie. Nee, hy kort niks nie. As hy saamgestel was, dan sou God eintlik liefde gekort het, want hy's nie in volheid liefde nie. Hy sou heiligheid gekort het, want hy's nie in heiligheid volheid heilig nie. Nee, maar nou is hy enkelvoudig en daarom kort ons God ook niks nie. Hy het behoefte ook aan niks nie, sê Paulus in Handelinge 17 vers 25, maar hy word die een wat lewe en alles aan almal gee. Ons God kan dit doen, want hy is enkelvoudig en kort daarom niks nie. Verder, 'n laaste toepassing, as God enkelvoudig is, dan is daar altyd volmaakte harmonie in homself. So vir ons en God verskil nie. Jy het nooit perfekte harmonie in jouself nie. So baie maal worstel ek met liefde en waarheid hier binne in my lewe, of liefde en regverdigheid. Hoe bring ek die twee goed by mekaar uit? Hoe is ek regverdig en lief gelyk? Hoe straf ek en hoe is ek lief gelyk? Dis goed waarmee ons baie worstel. God is dit nooit so nie. En God is sy liefde en die feit dat hy 'n verterende vuur is in perfekte harmonie, want hy is enkelvoudig. God is genade en God is regverdig en is in perfekte harmonie gelyktydig, want hy is enkelvoudig. En weet julle wat? Nou, hierdie feit van God se harmonie, omdat hy enkelvoudig is, hy 'n God is wat in homself perfekte harmonie het, sien ons so wonderlik in Christus aan die kruis. Dis omdat God enkelvoudig is, dat ons verlos kan word en in 'n verhouding met hom staan. Want as God nie in perfekte harmonie met homself was nie, wat sou hy gedoen het met sy liefde en sy regverdigheid? Hoe sou hy ons lief kon hê of genadig teenoor ons wees en steeds ook 'n regverdige God bly? As hy net liefde was en genade was, sou hy ons vergewe het, maar dan was hy nie 'n regverdige God nie, en jy kan nie leef sonder 'n regverdige God nie. Dink heelal sonder 'n regverdige God waar daar maar kwaad kan voortgaan en dit nooit gestraf word nie. Maar nou is God enkelvoudig en daarom is hy 'n God wat tegelykertyd genadig is en regverdig is, en die wonderlikste, volmaakste voorbeeld hiervan sien ons aan die kruis. God het Jesus aan die kruis voorgestel in sy bloed om versoening te doen, om die toorn van God te dra, sodat God sy geregtigheid kon bewys. As jy Christus aan die kruis onder die oordeel van God sien, sien jy 'n regverdige God wat sonde straf. Jy sien ook daar in die volheid van die tyd
God se verdraagsaamheid, want in die tyd van die Ou Testament was daar wel offers gewees, maar dit het nog nie die sonde werklik gestraf nie. God het in sy verdraagsaamheid dit oorgesien tot in die volheid van die tyd, en dan gaan al die gelowiges deur die geskiedenis van die Ou Testament se sonde op Christus, en daar sien ons dat God 'n regverdige God is wat sonde straf. Ook my en jou sonde in die tyd van die Nuwe Testament is op Christus, en ons sien 'n regverdige God wat sonde, ons sonde in Christus straf, maar ons sien tegelijkertyd ook in Christus God se liefde, want hy gee vir ons Christus. Ons sien God se genade, want dit is nie ek wat onder die straf ingaan nie, maar Christus in my plek. In Christus sien ons die enkelvoudigheid van God net wonderlik, 'n God wat tegelijkertyd liefde is, heilig is, 'n verterende vuur is, en barmhartig is, en genadig is, en regverdig is. En dis omdat God so 'n enkelvoudige God is, dat ek en jy, wat ons geloof in Jesus Christus verlos kan wees, en in 'n nuwe verhouding met God kan leef, waarin ons hierdie God net al hoe meer leer ken, radikaal lewensveranderend en lewensvernuwend kan leer ken. Nou, kom ons stop daarmee hierdie week, en dan, as die Here wil, dan gaan ons by 'n volgende geleentheid voort om meer te leer oor ons God.